Shalom almal, Rabbi Shapira hier. Dit was 'n baie interessante week met die afsterwe en dood van die paus. Mense het my heeltyd gevra, wat is die profetiese betekenis agter die dood van die paus? Ons moet dit verstaan binne die konteks van profesie, van wat die Torah vir ons sê, en deur te kyk na die tye en seisoene wat voorlê. Maar voor dit wil ek jou aanmoedig en dringend vra om my boek te lees, want ek het oor hierdie gebeure wat nou plaasvind, al meer as 12 jaar gelede geskryf in my boek, The Return of the Kosher Pig. Hierdie boek is beskikbaar in baie tale en saam met The Fall of Edom, dring ek daarop aan dat jy dit nou lees om dit te verstaan, aangesien ons in dae leef waarin profesie heeltemal onbekaard is. Eerstens wil ek 'n belangrike deel aan jou uitwys wat jy dalk gemis het, as jy nie noukeurig aandag gee aan die dae nie. Jy sien, die paus is op 21 April oorlede, wat presies dieselfde datum is waarop Rome as 'n stad gestig is. Rome is as 'n stad gestig op 21 April 753 voor Christus. Hy is op dieselfde dag oorlede. En hoekom is dit belangrik en betekenisvol dat hy op dieselfde dag oorlede is? Een van die dinge wat ons doen, veral gedurende die tyd van Pesach tot Shavuot, is om te bid teen die 4 ballingskappe van Israel. Jy sien, ons drink 4 bekers wyn wat die 4 ballingskappe van Israel verteenwoordig. Die Babyloniese ballingskap, die Persiese ballingskap, die Griekse ballingskap en die laaste en ergste van almal is die van Edom. Nou, let mooi op hierna. Gedurende die 1ste eeu was dit algemeen bekend dat Edom en Rome 'n ander naam gehad het. Dit was bekend onder die naam van die vark. Elke keer as ons die vermelding van die vark of die gazier in rabbynse literatuur sien, het dit altyd verwys na die Christendom en die stelsel van die Christendom. Jy sien, die Romeine was versot op die eet van varkvleis en daar is soveel metafore daarvoor, soveel gedeeltes in die skrif wat Rome en die vark gelykstel. En as jy daarin belangstel, lees my boek The Return of the Kosher Pig, waar ek dit verduidelik. Nou, daar is 2 dinge wat jy moet onthou. Die vark lyk skoon, maar is nie skoon nie. En die tweede ding is, 'n oorblyfsel van die vark sal in hierdie laaste dae skoon word. Jy sien, die Hebreëse stamwoord vir vark kan ook beteken om terug te kom, let goed op hierna. Die paus is besig om te sterf op dieselfde dag waarop Rome gestig is, terwyl mense Paasfees vier wat sy oorsprong het in Ishtar, dit is nie toeval nie. Maar wat meer verstommend is wat die geleesde gedeelte is van die presiese week op die presiese dag waarop die paus gesterf het. In die Torah gedeelte hierdie week word ons beveel om 4 diere nie te eet nie. Moenie die gamal eet nie, moenie die shafan eet nie, moenie die arnevet eet nie en moenie die gazier eet nie. 4 diere wat ons beveel word om nie te eet of aan te raak nie. Nou, daardie 4 diere verteenwoordig volgens al die midrashim, soos Levitikus Rabba, die 4 ballingskappe. Die Babyloniese een is die kameel en dan verteenwoordig die shafan die Persiese en die arnevet verteenwoordig die Griekse en die Romeinse een word verteenwoordig deur die vark, die gazier, wat die juk van Edom in die wêreld is. Nou, ons weet dat die woord Edom van die woord Dam kom, maar die woord Edom kom ook van die woord Adam. Jy sien, binne in Edom is daar een wat Adam genoem word, wat versteek is, wat 'n akroniem is vir Adam en Dawid en Mashiach. Jy sien, as Edom gebreek kan word, dan kan ons daar binne vir Adam vind. Natuurlik is Yeshua die een wat in die boek van Korintiërs die tweede Adam genoem word. Let op hierna. Dit is baie belangrik. Die laaste een word die koninkryk van die vark genoem, die gazier, wat een van die name van Rome is. Waar was die paus toe hy gesterf het? Hy was in Rome. Die groot verval van Rome is voor ons. Dit gebeur voor ons oë.
En trouwens, die Midrash leer vir ons dat wanneer hierdie koninkryk tot 'n val kom, want Messias staan reeds in die poorte van Rome, dat die uiteindelike teken sal wees wat die koms van die Messias sal inlei. Trouwens, die Midrash leer ons dit. En dit sê dat Josia, seun van Levi, na die graf van Rabbi Shimon bar Yochai gegaan het, en hy het hom gevra, wanneer sal die Messias kom? Elia was daar, en hy het gesê, gaan en vra hom, en hy het gevra, waar sal ek hom kry? Hy het gesê, jy sal hom by die poorte van Rome kry. Toe het hy na die poorte van Rome gegaan, en hom gevra, wanneer kom jy? En hy het gesê, ek kom vandag, maar hy het nooit gekom nie. Hy gaan toe terug na Elia, die profeet, en vra hom, waarom het die Messias vir my verlief? En hy het hom geantwoord en vir hom gesê, Messias het nie gelief nie. Hy sê, ek kom vandag uit Rome. Wanneer julle na my stem luister en my miets word onderhou. Jy sien, vandag is dit inderdaad ons roeping en ons verantwoordelikheid om onsself van Rome af te skei. Die val van Rome en die vestiging van Rome het op dieselfde dag gebeur. Rome verteenwoordig die vark en die stelsel van die Christendom. Maar jy sien, die Midrash gaan verder. As jy vandag 'n Christen is, moenie bang wees dat julle almal vernietig sal word omdat julle Christene is nie. Die Midrash het die vraag gevra, waarom is sy naam vark Hazir? Omdat dit gewortel is in die woord Hazar, wat beteken hy keer terug, en dit sê hy sal terugkeer na sy regmatige eienaar. Wie is hy? Hy is die Messias, maar dit is ook die oorblyfsel, soos die boek Amos sê, ek sal die terugkeer van my volk laat terugkeer. Jy sien in die boek Deuteronomium 14, vers 4, staan daar dat daar 10 reindiere is. Jy merk 4 ballingskappe op 4 onrein diere, maar in Deuteronomium 14, vers 4 en 5 word 10 reindiere genoem. Die rabbies het die teenstrydigheid hierin verduidelik deur te sê die 10 reindiere verteenwoordig. Die 10 nasies wat die tzitzit van die Jood sal vasgryp. Vandag is dit jou verantwoordelikheid om Rome te verlaat, want die finale ineenstorting van Rome het begin en die tzitzit van die Jood vas te gryp. Kom word deel van hierdie 10 kosher en heilige diere. Vandag soek ons na die 10 wat sal. Vandag ons tzitzit gryp. Wat van jou? Verlaat Rome, verlaat Edom. Dit is vir 'n rede in die Torah gedeelte. Dit is die finale waarskuwing aan die nasies, die skeiding van die 4 onrein, die wat deel is van die onderwerping van Israel onder wie juk, en die 10 wat by Israel sal aansluit, het begin. Ons is in Milge met haar Emunah. Ons is in die finale skeiding van die skape en die bokke. Ons ontvang hierdie week die waarskuwing hiervoor. Kies wyslik, kies reg en maak seker dat jy saam met Israel en die Joodse volk staan. Lees the Fall of Edom, lees the New Hamas en lees vandag the Return of the Kosher Peak. Die Hazir sal terugkeer. Die oorblyfsel sal terugkeer. Dis hoekom daar steeds 'n klein teken van heiligheid binne in die vark is. God seën jou. Shalom.